Ek het net nou al reeds oopgemaak, maar ek wil net weer 'n gebed doen, want ons neem dit op en ek was heeltemal uit sequence gewees, asseblief. Aba Vader, daardie lied wat ons nou gesing het, Come Jesus, Come. Dit is wat Paulus dan ook in die woord van God vir ons skryf, kom, Here Jesus, kom. En dit is 'n belofte wat U vir ons gegee het daar in Handelinge, wat U vir die disippels gesê het, soos wat julle my sien gaan, so sal ek op die wolke weer terugkom. En Vader, wanneer U ons gaan kom haal, U kinders, is dit so, ons gaan een of ander tyd voor U staan, ons sal moet rekenskap gee vir dit wat ons gedoen het hier op die aarde. Ons gaan op 'n weegskaal geplaas word, Here. En Vader, dit is hoekom ons hier by mekaar kom, sodat ons saam kan luister wat God vir ons in sy woord sê, wat God van ons verwag, sodat ons daardie veranderinge wat nodig is, die aanpassings wat ons moet maak in ons lewens, dat ons dit sal doen, Here. Kom wees met ons, o Gees van God, sodat die saad wat gesaai gaan word in vrugbare grond sal val. En Vader, dat dit wat ek gaan sê, Vader, U alleen sal behaag, my rots en my verlosser. Amen. Nou ja, net vir Wolly en Bernie wil ek dit dan net ook noem. Terwyl ek op vakansie was, moes ek die woord voorberei, so ek het daar lekker by die kus gesit, by die see, en hierdie is die woord wat die Here vir my kom gee het. So, alhoewel ek af was, het ek ook tyd saam met die Here gespandeer, maar dit is wat ons almal doen hier by die huis ook. So dit was nie ekstra nie, maar ek wil net vir julle sê, ek het nie geloof daaronder nie. Ek het nie die Here in die tas gepak en by die huis gelos nie. Hy het saamgaan. Maar daar's 'n gedeelte wat ek saam met u wil lees, wat ek aan u wil voorhou. En ons kry dit daar in 1 Petrus 4, en dit is 4 verse wat ek aan u gaan lees. Omdat Christus dan liggaamlik gelei het, moet julle ook met die gedagte wapen, dat wie liggaamlik gelei het, met die sonde afgereken het. Vir die res van sy aardse bestaan word sy lewe nie meer beheers deur die menslike begeertes nie, maar deur die wil van God. In die verlede, toe julle nog heidene was, wat dit beteken is toe ons nog nie tot redding gekom het nie. Met ander woorde, ons het nie ons lewe reggemaak met die Here nie. Hy sê, is julle lewe lank genoeg beheer deur julle heidense begeertes? Nou noem hy 'n paar dinge op. Losbandigheid, welis, swelg en drinkpartye, afskuwelike afgodery. Hy sê, nou vind die heidene, die nie-Christene, met ander woorde, hulle wat nie hulle lewe vir die Here gegee het nie, en hulle kyk na ons, vind dit vreemd dat julle nie langer met hierdie stroom van losbandigheid saamgaan nie, en hulle beswadder julle. Tot sover toe uit die onfeilbare woord van die Here. Die tema wat ek oor julle wil mee praat is, nie my wil nie, maar u wil. Nou in hierdie gedeelte wat ons gelees het is, ek hou daarvan om in vertalings, verskillende vertalings te gaan kyk wat sê die woord, sodat dit verstaanbaar vir my is, sodat ek kan verstaan wat sê die woord. En toe ek gaan kyk het na die Nuwe Lewende Vertaling,
Toe sê vers 4 iets vir my. Die woord sê daar, hy sê natuurlik vind nie Christene dit vreemd dat julle, dis ons wat sê ons is kind van God, nie meer met hierdie stroom van losbannigheid saamgaan nie en praat hulle sleg van julle. En dit laat my dink, want terwyl ek daaronder was, en 'n mens sit en mens kyk na die mense wat daar op die strand beweeg, dan neem mens sekere dinge waar. Die mense kyk na ons. Hulle kyk na wat ek en jy doen. Hulle praat daaroor. En dan sal dit ook gebeur wanneer mense direk met jou en my gaan praat, terwyl ons besig is om daardie dinge te doen wat ons nie moet nie. Ek het dit al gehoor. Ek het dit daaronder ook nou gehoor, gesien. Nee, maar daar sal niks meer verkeerd wees nie. Wat die persoon so is, laat jy kan hoor hy sleur. Nog een vir die pavement. Ons ken daai gesegde. Taalgebruik van mense. En die Here kom spreek met my, want my boetie en sussie, ek is presies daar waar julle is. Die Here kom wys vir my ook sekere dinge in my lewe wat nie reg is nie, wat ek moet reg kry. Maar as mense wat na ons kyk net weet, dit is God wat binne in ons werk om te handel volgens sy wil, dan gaan hulle nie daardie uitlatings maak nie. Nou kan pastoor dit sê. Dis wat God se woord sê, Filippense 2 vers 13, die 83 vertaling sê dit so mooi, want dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer. Dis nie ek wat dit doen nie. So as ek my lewe oorgegee het vir die Here, dan sal daardie dinge plaasvind. Dit is God wat my kom bekwaam maak en gewillig maak om sy wil te doen. Waar is sy wil? Hier is sy wil. Dis die woord van God. En Bernie sit 'n sang op die groep in Kuis wat julle na geluister het. Ek glo so, ek neem aan. Me and my house, we will serve the Lord. Ek het nie met Bernie gepraat en gesê, hoorie my boeta piek daai sang nie. Maar toe ek na daai sang luister, dan som dit op. Hierdie preek van my, die woord wat ek met julle bedien, dit som dit op. Dit vat dit mooi saam. Maar nou kom ons draai ons fokus so bietjie na Jesus. Daai daad wat hy gedoen het aan die kruishout. Jy sien, Jesus wil hê ek en jy moet weet dat hy die Vader liefhet. En dit is hoekom hy nou gesê doen wat die Vader aan hom opgedraai het. Jy kan dit gaan lees, ons kry dit daar in Johannes 14. Maar na dieselfde gedeelte maak Jesus 'n uitlating. Hy sê vir ons, ek het die Vader lief, daarom doen ek nou gesê wat die Vader vir my gesê het. Nou kom sê hy vir ons, hy sê, as julle, ek en jy wat hier sit vanoggend, as ons die gebooie, hierdie woord, onderhou en sy wil doen, dan het ons hom lief. Ons lees dit in Johannes 14 vers 15.
So met ander woorde, as ek en jy ongehoorsaam is aan die woord van God, dan gaan dit definitief 'n invloed hê op my en jou verhouding met die Here. En uiteindelik, hoor mooi wat ek sê, my boetie, my sussie, verdoof dit die stem van die Here. Ons gaan die stem van die Here nie meer hoor nie. Dit is hoekom Jesus wil hê, ons moet ook nou gesê doen wat die Vader van ons vra. Hy het dit nie net vir nie daardie uitlatings gemaak nie. Daarom kom Paulus of Petrus en hy sê vir ons hier in die woord in Petrus, dat ons nie moet deelneem aan daardie stroom van losbannigheid wat die ongelowiges aan deelneem nie. Petrus kom moedig ons aan en hy sê vir ons moet ons weerhou van sonde. Sonde, ongeregtigheid. Want ek en jy gaan eendag voor die Here staan, ons gaan verantwoording moet doen daarvoor. Ek weet ons wil dit nie hoor nie. Ek weet ons wil maar net aangaan met ons lewens, soos wat ons altyd gedoen het. Maar God is duidelik in sy woord, daaroor wil ek hê ons moet dit verstaan. Ek spesifiek ook. So wanneer ek met julle praat, en die Here moet my kom praat, dan moet julle weet, en ek sê dit gereeld, ek is nie 'n engeltjie nie. Daar's dinge in my lewe wat ek moet regkry. Dis hoekom God met my kom praat deur die woord. Natuurlik gaan ek en jy teenkant en kry, my boetie en sussie. Ons gaan bespot word deur mense naby aan ons. Ons gaan definitief teenkant en kry wanneer ons nie wil deelneem aan die plesiere van die wêreld nie. Ons gaan beledig word. Daar sal neerhalende opmerkings gemaak word. En terwyl ek daar sit en die gedagtes neerpen, kom die Gees en sê vir my, kind van God, en dis wat hy vir ons vanoggend wil kom sê, kind van God, die wêreld hou nie daarvan dat ek en jy die Here dien en in sy wil lewe nie. Die wêreld hou nie daarvan nie. Dit is hoekom Paulus ons net soos Petrus kom waarsku. 2 Korintiërs 6 vers 14. Skrywe Paulus, hy sê moenie aan dieselfde juk trek saam met die ongelowiges nie, want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid en watter gemeenskap het die lig met die duisternis? En ek trek die boodskap Bybelvertaling nader. En hy sê vir my dit so pragtig. Hy sê, Thys, moenie saam met die ongelowiges agter al wat 'n sonde is aanloop nie. Hy sê vir my daar, hy gee waarskuwing, hy sê dan is jy, maar God wil vanoggend vir ons kom sê, dan is julle kort voorlangs saam met hulle slawe daarvan. Want dit is wat gaan gebeur, as ek eers toelaat dat dit inkom, dan gaan ek naderhand net aanmoed dit en ek word 'n slaaf van daardie sonde. En die Here wil ons kom waarsku en sê, my kind, versigtig. Die duiwel gaan enige ding doen, hy gaan ons uitlok en die versoekings gaan kom. Maar daaroor het Jesus daardie versoekings geweerstaan en hy het vir hom gesê ook, daar staan geskrywe, daaroor deel ek die woord, dat ons kan weet, dit is wat God se woord vir ons sê. Jy sien, Jesus het ons vrygekoop, toe hy daar in die kruis uitgesterf het, van ons sondige natuur. En as ek en jy sy wil leer ken, dan gaan ek en jy nie net doen wat ons wil nie. Want hoe meer ek en jy in die wil van God inbeweeg, hoe minder gaan daar die vleeslike natuur, wat sondebaar 'n effek op my en jou lewe hê.
En hoe groter getuienis gaan ek en jy dra in hierdie wêreld en vir die mense wat dan na ons kyk. Dit is hoekom Jesus gelei en gesterf het. Vir niks anders nie. Is vir sondaars soos ek en u. Maar hy wil hê ons moet ons sondige natuur met ons aflê. Ons moet nie deur ons menslike begeertes gedrywe word nie. En ons moet doen wat God vir ons vra in sy woord. Ons moet dit stiptelik nakom. God vra gehoorsaamheid van my en van jou. En die Gees kom gee my 1 Johannes 5 vers 3. Die liefde vir God bestaan dan daarin dat ons sy gebooie gehoorsaam. Maar nou sê hy 'n belangrike ding. Hy sê sy gebooie is ook nie moeilik om te gehoorsaam nie. Want ons almal gaan sê maar dit is so moeilik. Ja, dis nie 'n maklike pad wat ek en jy moet stap nie, maar hier sê sy woord om sy gebooie te onderhou as ek oorgee, dan kom die Gees, en ek het net gesê in Filippense 2, hy maak ons gewillig en bekwaam om sy wil te doen. Die Gees lei vir ons, die Gees help vir ons, sodat ons gehoorsaam sal wees aan sy woord. Gaan ons dit altyd reg kry? Nee, my boetie, my sussie, ons gaan nie. En Petrus sê vir ons daar in 1 Petrus 4 vers 16, maar as iemand swaar kry, omdat hy in Christus glo, dan moet hy nie skaam wees nie. Nee, hy moet God prys, omdat hy aan Christus behoort. Dankie Here vir so 'n belofte. Dat ek kan weet ek is u kind, Here. Maar dit is nie vanselfsprekend, my boetie en sussie, as ek en jy die wil van God doen, dat ons dit sal aanhou doen nie. Ons gaan teenstand kry. Ons gaan aanvalle kry. Die duiwel gaan ons aanval. Die woord sê hy loop rond soos 'n brullende leeu. Maar as sê dit en hy kyk wie hy kan verslind. Die woord sê nie hy verslind wie hy sien nie. Jy sien die sielevyand gaan ons op allerlei wyse probeer verlei. Hy gaan ons probeer aanval, hy gaan ons ontmoedig. Dit is hoekom hy daar is. Hy ken elkeen van ons se swak plekkies. So ons gaan versoek word, my boetie en sussie, maar deur gehoorsaamheid en toewyding aan die Here, sy woord, is dit moontlik om volmaak in God se wil te bly. Maar dit gaan iets beteken. Tuis en u geliefde kind van God. Dit gaan beteken dat ons gereeld die suurdeeg van sonde uit ons lewens moet suiwer. En nou gesê doen wat God van ons verwag in sy woord. Presies dit wat Jesus gesê het, as julle my gebooie onderhou, het julle my lief. Dis die maklikste ding om uit God se wil uit te beweeg, sonder om weg te breek van die kerk. Me and my house will serve the Lord, nee Bernie. En hier kom dit in, en dis die woord wat ek hier aangesit het. Dit is hoekom dit so belangrik is, dat ons, dit wat ons vandag doen, dat ons hier is, by die samekomste van die Here. Dit is wat God gereël het, dat ons hier sal wees, sodat ons saam mekaar kan help, mekaar kan stig, vir mekaar kan bid. As ons dit nie doen nie, dan gaan die stem van die Here verdoof, en uiteindelik sal ons geestelik doodgaan. Ons gaan sterf. Die tragiese uiteinde van 'n pad van afval, my boetie en sussie, of 'n pad van verval. Afval eet mense in 'n potjie. Die pad van verval is dat 'n mens heeltemal uit die wil van God éventueel gaan beweeg. En dit is hoekom God ons waarsku. Hy gee vir ons die rooi ligte in sy woord, sodat ons kan weet, sodat ons kan nakom dit wat hy vir ons sê in sy woord.
Alhoewel God vir my en vir jou weer kan herstel uit hierdie vervalle toestand, moet ek en jy eerder seker maak, ons bly in God se wil. Dis makliker om dit te doen, as om daar in 'n vervalle toestand uit te beweeg, sodat ek en jy kan klaarmaak met die onvrugbare werke van die duisternis. Maar dit gaan iets beteken. Ek gaan moet omdraai en wegstap. Wegstap, omdraai van die wêreld en die dinge van die wêreld. Die sonde wat ek doen, te bely en dit te laat staan. My kruis opneem en vir Jesus Christus te volg. So daar is 'n koste wat ek sal moet bereken. En ek blaai so deur die woord van God en hy kom gee vir my 'n voorbeeld, en ons almal ken dit. Die verhaal van die verlore seun. Hy het na die roepstem van die wêreld geluister. Hy het vaarwel geroep in sy ouerhuis, sy vader se huis, hy het dit verlaat. En die uiteinde daarvan is, mens daai stuk gaan lees, hy het in sonde verval. Gaan lees dit maar. Hy het die wêreld gedien. Hy het vrye teels aan sy sondige hartstogte het hy dit gegee. Maar ten spyte van sy totale verval, het hy weer tot besinning gekom. Lukas 15 vers 18 en 19. Sê hierdie verlore seun, hy sê, ek sal opstaan en na my vader gaan. En ek sal vir hom sê, en dit is wat ek net oomblikke van tevore gesê het, sonde bely en laat staan. Hy sê, ek sal vir my vader sê, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u. Ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie. Maak my soos een van u huurlinge. Wat 'n voorbeeld van ware berou. Hy het nie net sy sondes bely nie. Hy het na sy vader se huis teruggekeer. Dit is wat God van my en van jou vra. Om terug te kom na hom toe. Ons eerste liefde. Want die sien as ek en jy buitekant God se wil gaan lewe, sê die woord vir ons iets baie belangrik. Hy sê dit in die heel laaste boek wat mens kry in die woord van God, Openbaring. Openbaring 2 vers 5 en 6. Maar ek het dit teen julle, die ek is met 'n hoofletter. So dis Jesus, ek het dit teen julle. Julle het my, vir Jesus, nie meer so lief soos in die begin nie. Want ek het afgedwaal. Ek het soos die verlore seun weggegaan. Ek het agter die wêreld en sy plesiere het ek aangehardloop. Dink daaraan hoe ver julle agteruit gegaan het. Bekeer julle en doen weer wat julle in die begin gedoen het. Ek moet teruggaan na my eerste liefde toe. Nou sê hy vir ons anders, as julle nie bekeer nie. Met ander woorde, terugkom en doen wat God vir ons in sy woord sê nie. Kom ek na julle toe en ek sal julle lamp van sy plek af weggaan. 'n ander vertaling sê ek sal die lamp van die staander af wegneem. Ek moes my kop daar laat sak. Wegkyk van die see af en sê, Here, ek het berou. Jammer. Jy sien, die verlore seun was vir 'n tyd lank totaal en al buitekant die wil van sy vader. Sy pa het dit bevestig. Jy kry dit in Lukas 15:32. Hy sê, hierdie broer van jou, hy praat met die ouer broer. Hy sê, hierdie broer van jou was dood en het weer lewendig geword.
Hy was verlore en is gevind. Dankie Here vir so 'n belofte, dat ek weet wanneer ek hierdie ongeregtigheid, dit wat die bloed van Christus my kom skoon was, en wanneer ek dit bely, Vader, en vir U kom gee, dan word ek weer lewendig, Here. Dan is hierdie verlore man of vrou word weer gevind. Jy sien, hierdie verlore seun was 'n sondaar gewees wat geestelik dood was. Hy het al sy geld wat hy by sy pa gekry het, uitgelewe. Hy was buite die wil van sy vader gewees. En die Gees van God kom gee vir my 'n teksvers, net om Jesus se bereidwilligheid om God se wil te doen, weer te kan verstaan. En dis in Johannes 6 vers 38. En dis Jesus self wat hier in die woord is. Ek het van die hemel afgekom, nie om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. Sjoe. En ek besef, Here, dis wat U van my verwag, dis wat U van U gemeentelede, elkeen van ons wat hier sit en dit hoor, wat U van ons verwag. Jesus wil hê ons moet verstaan, hy het die Vader lief, en omdat hy die Vader lief het, doen hy nougeset wat die Vader aan hom opgedraai het, wat die Vader van hom verwag. Dit is hoekom Jesus daai uitlating gemaak het in Johannes 14, wat ek net nou vir u gegee het. As julle my lief het, sal julle my opdragte gehoorsaam. Ons sal doen wat God vir ons in sy woord sê. Jy sien, want in Jesus se krisisuur, daar in Getsemane, net voordat hulle hom gevat het om gekruisig te word, het hy sy wil ondergeskik gestel aan die wil van sy Vader, terwyl hy op sy knieë in gebed was. Daarom het hy homself oorgelewer om gekruisig te word. Hy het daar gesê, nogtans nie my wil nie, maar U wil. Hy het gesê, vat hierdie beker weg, maar Here, nie my wil nie, U wil. En hy het hom oorgelewer sodat hy gekruisig kan word. Hebreërs 10 vers 7. Toe het ek gesê, dit is Jesus. Kyk, ek het gekom, o God, om U wil te doen. In die boekrol is dit van my geskrywe. Jy sien, deur daardie wil van Jesus Christus, het daar redding gekom vir my en vir jou, my boetie en my sussie. Deur daai offer wat Jesus aan die kruishout betaal het. Dit is hoekom ek en jy dan ook die wil van die Vader moet soek en doen. Deur hierdie offer wat Jesus vir ons gee te aanvaar. En so ook ons wil ondergeskik stel en volkome oorgee aan die wil van die Vader. Hoekom? Sodat ek en jy, my boetie en sussie, vervul mag word met die volle kennis van God se wil. My en jou leefstyl moet tot eer wees van die Here. Ek en jy moet hom probeer behaag in alles wat ons doen. Jy sien, want hoe beter ons hom leer ken, hoe vinniger sal ons toeneem in die kennis van God en sy wil dan verstaan. En ons kan alleenlik toeneem aan die kennis as ek die woord vat en dit bestudeer. En wanneer ek dit bestudeer, dan kom ek by 'n teksvers daar in Kolossense 4 wat sê dat God wil hê ons moet volmaak staan in die ganse wil van die Here. Dis wat Kolossense 4 vir ons sê. So as ons wil volmaak staan in die wil van die Here, is daar 'n koste wat ek en jy sal moet betaal. En daardie koste is in 1 Johannes 2 vers 15, wat die woord baie duidelik vir my en vir jou waarsku. Hy sê, moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie,
Want as iemand die wêreld liefhet, kan hy beslis nie ook die Vader lief hê nie. Hoor julle dit, my boeties en sissies? Kan ek 'n amen kry daarop? Ons kan nie die wêreld wil lief hê en sê ons is die Vader lief vir hom nie. Ons kan nie Baal dien en die Here nie. Ons moet 'n keuse maak. Dit is vir die Here. Jy sien, hierdie wêreld se begeertes is nie deel van God nie. Dit kom nie van God af nie. Ons moet fokus dus op God se wil, eerder as hierdie aardse genietinge. Hoekom? Want hierdie begeerlikheid, hierdie wêreld en sy begeerlikheid gaan verby. Ons lees dit in die woord. Maar die woord sê maar, hy wat die wil doen, God se wil doen, bly vir ewig. Efesiërs 1 vers 9:83 vertaling. Hy het kragtens sy besluit en voorneme die geheimenis van sy wil aan ons bekend gemaak. Is 'n mond vol daai. Hy het kragtens sy besluit en voorneme die geheimenis van sy wil aan ons bekend gemaak. Hier is 'n verborgenheid, my boetie en my sussie, wat God aan my en aan jou wil openbaar. God skrywe nie in raaisels nie. Hy wil hê ons moet verstaan wat hy sê, en toe ek lees daar die geheimenis van sy wil, toe sit ek, Here, wat sê jy vir ons? Wat is dit? En die Gees kom sê vir my, dat ek en jy deel sal hê aan die erfenis van God. Jy sien dit wat Christus aan die kruishout gedoen het, verseker verlossing vir hom en haar wat glo, dat hy gesterf het, dat hy opgestaan het, dat hy weer gaan kom. Dis 'n Jood of nie Jood, vir almal. En dit is wat God wil hê. Hy wil hê ons moet ons harte so verlig. Hoe verlig ek my hart? Van die woord van God. Die woord van God skyn op dit. Die woord van God sak af binne in my hart. God wil hê ons harte moet so verlig word, dat ons die erfdeel wat op ons wag, wanneer ons sterf, en nie meer hier gaan wees nie, dat ons dit sal raak sien daar, die erfdeel, en dat ons dit sal aanneem, sodat ek en jy sy wil kan volbring. Want dit is God se wil. God wil nie hê een moet verlore gaan nie. Hy wil hê almal moet tot redding kom. Dit is wat God wil hê. Maar nou sê God vir my iets daar in Efesiërs 6 vers 6. Hy waarsku ons. Hy sê moenie mense probeer tevrede stel deur net gehoorsaam te wees wanneer hulle julle kan sien nie. Dis daar waar die mense my nie kan sien nie, wat God vir ons sien. Hy sê vir ons, nee, werk as slawe van Christus. Ons het net nou gehoor, dat wanneer ons aangaan met die sonde en ander doen, word ons slawe van die sonde. Hier sê hy vir ons, nee, hou op met dit. Hy sê, werk as slawe van Christus. Ek en jy wat sê ons is kind van God, sodat ons met volle oorgawe, met jou hele wese, God se wil kan doen. En ek sê, dankie Here. So ek kan maar net na die woord van God toe gaan. Koning Dawid het dit besef. En ek sluit af met dit. Ons kry daar in Psalm 32 vers 8. Hy vra 'n vraag. Hy sê, weet julle nie dat vriendskap met die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie dus 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God.
is 'n eina woord. Maar daar moet eina woord wees sodat ek en jy kan by 'n punt kom en sê, "Joe, ek is klaar met dit. Klaar met die wêreldse plesiere, klaar met die wêreldse genietinge. Ek volg U." En ons gaan dit nie altyd regkry nie, my boetie en sussie. Veral ek. Daaroor kan ek op my knieë gaan en vir die Here sê, "Here, ek pleit om vergifnis." Jesus het alreeds die volle prys daarvoor betaal. Bely, in Spreuke lees ons dit, bely en hoor niks nie. Laat staan. Dankie, Lovie. Dis bely en laat staan, dis wat ons moet doen. Kan nie oor en oor dieselfde ding wil gaan doen en elke dag maar net dink God gaan my vergewe nie. Ek gaan nader nie sy stem meer hoor nie. Sy stem gaan verdoof. Ons het dit geluister, ons het dit gehoor en dan geestelik sterf ek. Mag die Here deur sy Gees hierdie woord in ons harte kom vasmaak. Ek weet dit is harde woord, maar dis nodig dat ek en jy dit moet hoor. Ek wil nie alleen daar sit en alleen by die Here kom buig en sê, "Vader, ja, dis ek nie. Ek wil dit vir julle ook deel, sodat julle kan weet ek staan in dieselfde skoene as julle. Ek verskil nie van julle nie." So saam moet ons mekaar dan ook help op hierdie pad van geregtigheid wat ons stap. Saam moet ons mekaar bemoedig sodat hy die eer kan kry. Ons gaan afsluit met 'n laaste liedjie. Wil jy as jy dit vir ons kan opsit? Ons kan maar staan en dan kan jy lekker saam sing. Staying way down by sin, there's shadow closing in, but heaven heard my desperate cry. You came by peace, and death passed by. You called me unworthy, broken. Now your mercy is my token. You showed me grace I couldn't earn. So for this life I'll praise your name. My spirit crushed by years of pain, no comfort could remain. Then Jesus came, he called my name, wiped my tears, bore all my shame. No one else could heal my heart, no love like yours, no work of art. Before your throne my thanks I bring, for every song your kindness sing. Just my scars restored my tunes. My accusers stood in crowds, but you silenced them with mercy stripes. Hallelujah. Thank you, Lord. The world was just starting to see where your redemption running me. Yeah.
is so great, but your spirit's power rose, your name alone crushed all my foes. The storm I fear became your throne, your glory shook the dark alone. You raised me up on victor's high. Blessed be the Lord Most High. Hey, hey, Die Here sal julle seën en julle behoed. Die Here sal sy aangesig oor julle laat skyn en julle genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor julle verhef en aan julle vrede gee. Amen. Gaan in daardie vrede. Shalom.